my kommer en al my smile. Bring ek na Jesus in laat dit dan. Daar is geen las wat ek nie kan dra. Daar is geen vriend soos Jesus. Daar is geen vriend soos Jesus nie. Jesus is letterlik my enigste bestie, die enigste persoon wat ek gemaklik mee voel om my vriend te noem. Anyway, hoekom is mense so obsessed met celebrity culture? Met die hele fotovat ding, die hele autograf ding, dis wêrelds. As ek voel, as jy 'n kind van God is, sal jy conviction voel oor dit. Dit sit nie so lekker met my nie. Ek was nog nooit gebeweeg deur celebrity culture nie. Want celebrity culture sal vir jou op 'n dwaalspoor sit. Dit kan jou uit die wil van God uitpluk. So, pas op vir celebrity culture. Ek is maar net om die Here te dien. Ek is 'n dienaar van die Here. Dis nie vir attention nie. I don't even like attention. So, as jy hier is vir attention by my soek, gaan nie werk, jy is op verkeerde plek. Soek die Here en vind jouself in die Here. Die Here verwag van ons om heilig te leef. Jy kan nie die woord van die Here verkondig en dan wil jy nog leef soos die wêreld en jy wil nog klubs toe gaan en jy vertoon verwaand en jy is spattig en jy is ligsinnig. Nee, die Here haat ligsinnigheid. Die Here haat 'n ligsinnige mens. En die hele hoogmoed ding. Die Here haat hoogmoed. So, moenie los die hoogmoed ding. Sê Here, vat weg alle hoogmoed uit my hart, uit my siel, uit my gees uit. Ek sal eerlik wees daar staan wat ek ook dit bid. Here, vat hoogmoed uit my hart, my siel en my gees uit. Laat my om nie hooghartig te wees nie. Die Here haat hoogmoed. So moenie hoogmoedig wees nie. Strewe na nederigheid en liefde. Die Here het hele week op my hart gelê, celebrity culture. So ja, as jy 'n kind van God is, pas op vir celebrity culture. Pas op vir jouself verryk. Ja, enigeen kan dit doen. Ek kan dit doen. Daar's baie kere wat ek tempted is om 'n sekere song te sing of so. Maar dit steel van jou as jy werklik 'n kind van God is. So, ek sal aanhou nee sê vir dinge wat my uit die wil van God het wil pull. So, pas op vir celebrity culture. Wees wakker, wees waaksaam. Soms lyk dinge okay. En ons is basically aan die tuin van Eden. En die sonde is die vrug. En die duiwel sal jou soms probeer convince. Miskien is dit nie so petty. Dit is so petty, man. Doen net te probeer dit maar net. Man, ja. Sê aanhou nee vir sonde. Want sonde jou is in sy mag het. Pas op. Die sonde is voor jou deur. Dit smag na jou. Dit wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor dit heers. Die sonde is nie my baas nie. Ek sal aanhou nee sê vir dinge wat my
afsit. Ek sal aanhou nee sê vir dinge wat my gees laat cringe. Ek sal aanhou nee sê vir sonde en vir 'n verkeerde aandag. So, ek wil almal bemoedig wat die woord van die Here verkondig of wat sê jy leef in die wil van die Here. Pas op vir celebrity culture. Dit kan vir jou insluk dat jy jouself verloor. Moenie so honger wees vir aandag of vir celebrity culture. Moenie so honger wees vir die stage, dat die stage vir jou nou beheer nie. Ek is hier om die woord van God soos cheap merchandise te behandel nie. Ek is hier, wat beteken dit? Okay, dat beteken dat jy sê net wat mense wil hoor. Maar jy verkondig nie die woord soos die woord is nie. Een ding, die Here sal nooit sy woord verander om by jou leefstyl te pas nie. Jy moet verander. Jy moet elke dag sterf aan jouself. As jy sê jy volg vir God, moet jy sterf aan jou sondige natuur, sodat jy kan wees wie God sê jy is. Die daily. So ja, soek die Here en ek het beslis hier om enige een se bestie te wees, soos ek gesê het. Ek is nie jou chommy nie. Ek is hier om die lof van die Here te verkondig. And I don't mind being hated. Ek mind nie om nie gelijk te wees nie. I don't mind being the sibling you don't like. I don't mind being the cousin you don't like. I don't mind being the person you don't like. I don't even mind being the child you don't like. Vir die woord van die Here nie. Ek sal afsien van alles vir die woord van die Here. I don't mind being in uncomfortable situations. I don't mind it. I don't mind saying no to things like celebrity culture. I don't mind. Want ek is nie hier om enige een te please of om 'n punt aan enige een te bewys nie. Ek is hier om te leef in die wil van die Here. En te beweeg volgens die wil en die woord van die Here. As die Here vir my sê, vermy dit, ek vermy dit. Punt. So, pas op vir die dwaalleraars buite. Pas op, moenie laat mense jou mislei nie. Om vir jou te sê, dis nog goed, dis okay om dit te doen, dis okay om vir die Here te leef en om nog rond te slaap of om nog seksuele te hê of om nog dansie te gaan of om nog soos die wêreld te leef en te praat en te vloek en te dit is net nie okay nie. So, jy kan kom soos jy is, maar jy kan nie bly soos jy is nie. Daar was baie kere wat ek scriptures wat ek oorgekyk het. How do I say it, Susan? I have overlooked it. Gemaak asof ek het gesien nie en net die scriptures gekies wat my uplift. Maar op die einde van die dag voel jy nog steeds dat die sonde wat jy so oorkyk, dit skei jou nog steeds. Ja. Die wat jy overlook, die Here gaan dit nie verander nie. Jy moet jou leefstyl verander. Jy moet jou leefstyl verander. As jy sê jy is 'n kind van God, God gaan nie sy woord verander vir jou nie. Of om by jou leefstyl in te pas nie. Niks kan my skei van die liefde van Jesus nie. Maar jy moet jouself